Goeiedag en baie welkom by ons aanlyn diens en is vir my voorreg om die woord van die Here met jou te deel. Vandag wil ek met jou praat oor die blydskap van die Here. Nou die aarde was baie mooi gemaak en God het gesê dit is alles goed, maar ons weet, ek en jy weet, die realiteit is, hierdie aarde is nie net maanskyn en rose en gevul met blydskap nie. En die Bybelse storie, wanneer ons reg deur die Bybel kyk, sien ons dat hierdie wêreld is gevul met korrupsie en pyn en dood en eintlik maar dit is 'n uitvloeisel van ons eie gebrokenheid en ons selfsug en die wêreld verander. En ons sien ons beleef dood en verlies. Maar Bybelse geloof, wanneer ek en jy ons geloof in God plaas, in Christus plaas, gebeur daar iets in ons lewens en ons kry 'n nuwe perspektief rondom die konsep van blydskap. Daar's 'n verandering wat gebeur in die denke van 'n gelowige, wanneer ek en jy Jesus in ons lewens aanneem, ons beleef die waarheid van God se woord in ons eie lewens. En dan besef ons ook, ons blydskap word nie beïnvloed deur ons omstandighede en deur wat met ons gebeur nie, maar dit het te doen met ons geloof in God, sy liefde vir jou en my, sy beloftes wat hy vir jou en my gee, sy getrouheid, sy liefde wat hy vir jou en my gee. Die Israeliete is verdruk in Israel, en God gebruik 'n man met die naam van Moses om hulle uit hierdie verdrukking uit weg te lei. En wat is die eerste ding wat hierdie Israeliete doen? Hulle sing vir God. Hulle skryf 'n lied en bring aan hom lof, en ons lees daarvan in Eksodus 15 vers 1 en 2, 'n lied van bevryding. Moses en die Israeliete het toe hierdie lied vir die Here gesing. Ek wil oor die Here sing, want hy is geweldig groot. Hy het perd en oorlogwa in die see gesmyt. My krag en my sterkte kom van die Here. Hy gee my die oorwinning. Hy is my God, ek wil hom loof. Hy was my voorouers se God. Ek wil sy naam verhoog. Vandag wil ek vir jou sê, as jy die blydskap van God wil beleef, moet jy leer sing. Maak groot die naam van die Here. Woon 'n kerkdiens by waar jy saam met ander sing. Luister na musiek in jou huis en in die kar. Mag jou hart gevul wees, en ons sien dat selfs in die woestyn is hulle harte gevul met blydskap. Hulle is nog steeds nie by die beloofde land nie, hulle het hom nog steeds nie ingegaan nie, maar hulle het hoop in God gehad en hulle sing vir God. En dan kom selfs Dawid en hy skryf van hierdie blydskap wat hulle gehad het. Hy skryf van hierdie verhaal in Psalm 105. Die tweede ding wat ek jou wil leer vandag is, ja, jy sing van God, maar herinner jouself aan dit wat God reeds gedoen het. Dit skep blydskap by jou. Psalm 105 skryf Dawid oor hierdie geval. Hy sê, en hy het sy volk laat uitgaan met vreugde, sy uitverkorenes met gejubel. Die Engels sê dit so, so he brought his people out with joy, his chosen ones with singing. Dit is wat God wil hê, ek en jy moet leer. Dit is wat Dawid ons hier leer, is dat ons blydskap word nie deur ons omstandighede bepaal nie. Dit gaan goed met my, ek het baie geld en my familie is gesond, dit is nie wat my blydskap bepaal nie. Israel kom uit Egipte uit, God verlos hulle sing, hulle is nog in die middel van die woestyn. Hulle is nog op pad na die beloofde land toe. Dat ten spyte van jou en my omstandighede, kan ek en jy God se blydskap beleef. En dan dink ons terug aan dit wat God in Israel se lewe gedoen het. Ons dink terug aan dit wat God in my lewe en in jou lewe gedoen het. Ons herinner onsself daaraan die hele tyd. En dan sê hy, God gaan terugkom vir jou en my. En Jesaja profeteer daarvan. En hy sê, hier gaan 'n ander Moses kom. So ek en jy, dis die derde punt, kyk vorentoe na die toekoms saam met Jesus. En die profeet skryf in Jesaja 53 vers 10. En die losgekooptes van Israel sal teruggaan en na Sion kom met gejubel. En ewige vreugde sal op hulle hoof wees. Vreugde en blydskap sal hulle verkry. Maar kommer en gesug vlug weg. Jesaja sê,
Soos wat Moses iemand uit Egipte uitgelei het, en vir hulle blydskap, dit het blydskap in hulle lewens gebring, kom Jesaja en hy profeteer van iemand wat beter is as Moses. En sy naam is Jesus Christus. Ons kyk uit na hierdie verlosser, wat ons terug gaan vat na Sion toe, waar ons gaan sing oor hom. So jou en my blydskap is nie in ons omstandighede nie, dit is in die persoon van Jesus Christus. My toekoms, jou toekoms, saam met Jesus. En toe Jesus gebore was, sien ons ook, daar's baie vreugde. Ons lees 'n klomp verhale, toe Jesus in Jerusalem ingery kom ook, op 'n donkie, toe hy gekroon word, as die koning en mense sing, Hosanna, Hosanna, is hulle lewens gevul met blydskap. Maar Jesus beleef ook blydskap. Waaroor beleef hy hierdie blydskap? Dit gaan oor die koninkryk van God wat kom. God se manier van dink, God se manier van heers en regeer. Ons lees daarvan in Lukas 10 vers 21. In dieselfde uur het Jesus hom in die gees verheug. Is dit nie mooi nie? In die gees kom Jesus en hy kyk vorentoe en hy is so opgewonde en bly oor sy koninkryk wat kom. Dit is iets wat blydskap in jou en my lewe bring. God se koninkryk wat kom. Ons kyk vorentoe saam met Jesus. Matteus 5 vers 12 sê hy, verbly en verheug julle, omdat julle loon groot is in die hemele, want so het hulle die profete vervolg, wat voor julle gewees het. So Jesus praat van die koninkryk wat kom, wat vir hom blydskap gee, maar dan sê hy ook, dan verwys hy ook terug na die verlossing, wat daar was vir die Israeliete, toe hulle ook in die woestyn was. Die vierde ding wat belangrik is vir jou en my, is deel hierdie blydskap. So die blydskap wat ek beleef, wil God met ander ook deel. En die oomblik wanneer ek my blydskap deel met ander, dan word my blydskap in God net nog meer. Die vroeë kerk was hierdeur gekenmerk, hulle het deur verdrukking gegaan. Hulle was verwerp, hulle familie het hulle rug op hulle gedraai, hulle het swaar gekry, maar daar's iets wat hulle laat uitstaan het rondom al die ander mense, was hulle blydskap wat hulle in die Here beleef het. Nou Paulus skryf ook selfs in die tronk, hy's in 'n vuil plek, 'n vuil tronk, en hy beleef die blydskap van die Here. Hy's dalk nie bly oor die tronk nie, maar hy's bly binne die tronk, want hy het ook sy vreugde gevind in Christus, sy hoop in 'n toekoms, God se beloftes vir hom en vir die kerk, en hy praat daarvan in Filippense 3, maar in Filippense 1 skryf hy, 1 vers 25, dit weet ek vas en seker, my blywende betrokkenheid by julle almal sal daartoe lei, dat julle groei en blydskap in julle geloof sal beleef. Paulus het geglo dat hierdie gawe en hierdie blydskap kom van die Heilige Gees af. Dis 'n gawe wat die Heilige Gees vir jou en my gee. As ons terugdink aan Pinkster, waardeur ons nou pas is, die werking van die Heilige Gees, die belofte van die Heilige Gees, die doping met die Heilige Gees, dan kan ek en jy blydskap in ons donkerste ure beleef, want God se Gees is daar in jou en my lewe. So ek en jy moet leer om te sing van God se goedheid, van God se blydskap. Ek en jy moet leer om terug te dink aan wat God reeds gedoen het. Ek en jy moet leer om vorentoe te kyk aan dit wat reeds gaan kom. Die Israeliete het uitgesien profeties na hierdie Messias wat sou kom. En ek en jy het reeds hierdie werk van die Messias beleef, sy dood en sy opstanding. In die boek van Korintiërs, hoofstuk 6, praat Paulus baie van die pyn waardeur hy gegaan het. So ek en jy ontken nie die pyn waarin ons is nie. Ons sê nie, man, ek is so dankbaar vir die pyn wat ek deurgaan. Nee, ons is wel bewus daarvan. Maar ek is dankbaar dat ten spyte van die pyn, kan ek en jy blydskap beleef. En dis die werk van die Heilige Gees in ons, die hoop in die toekoms. In 2 Korintiërs 6 vers 10 sê Paulus, as bedroefdes, maar altyd opgeruimd, as armes, maar wat baie ander ryk maak, as mense wat niks het en tog alles besit.
Dis die toestand wat ek en jy onsself bevind. Is ons omstandighede bepaal nie ons blydskap nie. Ons hoop in Christus. En Paulus sit in die tronk en hy kies om homself te verbly in die Here. Kan jy in jou stikken en gebrokenheid kies om die Here te dien? Miskien druk in jou huwelik, miskien in jou finansies, miskien in jou gesondheid beleef jy donkerte. Maar ek wil jou uitdaag om te kies om die Here te dien, dat ons soos die vroeë kerk, wanneer mense na ons kyk en sê, maar hoe kan hierdie persoon bly wees? Kyk sy omstandighede, dan sê ek verbly my, want ek het 'n hoopvolle toekoms. Kom ek en jy sing, God het ons in 'n nuwe beloofde land ingevat, sy koninkryk, sy manier van heers en regeer. Kom ons bid saam. Here, dankie vir elke belofte wat U vir ons gee. Dankie dat U getrou is. Dankie dat ons hoop kan plaas in U. Ons geloof is in U, Here. En dit gee vir ons hoop, maar dit gee ook vir ons blydskap, ten spyte van 'n stikken en gebroke wêreld. Ek bid vir mense wat tans in 'n finansiële donker put is in hulle lewens. Ek wil bid vir kinders wat dalk deur angs en spanning gaan, Here. Ek wil bid dat hulle U blydskap sal beleef ten spyte van die woestyn waar hulle self mag bevind. Ons dankie daarvoor, Here. Ons hoop is in U. Amen.